kan jou Bybel saam met my oopmaak by 1 Korintiërs 10. Alraai, terwyl jy so blaai, hoeveel van julle het vanoggend, terwyl jy klaar gemaak het vir kerk, ten minste een keer in 'n spieël gekyk? Kom ek vra eerder so, wie van julle het glad nie vanoggend in 'n spieël gekyk nie? Niemand, nee. Ek glo die meeste van ons het daarom in die spieël gekyk terwyl ons staan en geborsel het. Spieëls is so 'n alledaagse deel van ons lewe. Dis nie vir ons vreemd nie, inteendeel dis vreemd as 'n huis nie een het nie. Okay, so almal van ons het ten minste 'n spieël in die huis. Nou die uitvindsel of die skepping van die spieël is ook maar eintlik 'n interessante stukkie geskiedenis. Die eerste spieëls wat hulle gebruik het lank gelede was maar 'n plat klipbak met water in. En dan het jy nou in daai water so 'n bietjie na jou refleksie probeer kyk. En dan het die mense van Anatolië, ek dink dit is hedendaagse Turkye, op Syriaan, dit is vulkaniese glas gevat, né? En dan het hulle dit so lank en hard gevryf dat hy so blink word dat jy so vaagweg iets van jouself in hom kan sien. Maar dit was maar 'n baie dowwe beeld. En toe later, toe die Mesopotamiërs en die Egiptenare gekom, hulle was 'n bietjie slimmer, hulle het koper gevat en hulle het dit blink gevryf en dan kan jy jouself selfs nog duideliker daarin sien. Maar daai tipe spieël, die koper, die blink gevryfde spieël was net iets wat die rykstes kon bekostig. So jy het net so 'n blink gevryfde skinkbord in jou huis gehad as jy regtig ryk was. En dan in die 1ste eeu voor Christus verwys die skrywer Plinius in sy werke na die gebruik van glasspieëls. Maar weer eens was dit 'n luksheid wat net die elite kon bekostig, maar hulle het dit gedoen want ouens was lief daarvoor om vir hulle self te kyk en hulle eie refleksies te bewonder. En dan eers in 1835, met ander woorde in die 19de eeu, is die spieël soos ons het vandag ken, deur die Duitse chemikus Justus von Liebig. Het jy al van die ou gehoor? Jy het iets in jou huis te danke aan die kerel, hoor. Justus von Liebig het 'n deurskynende stuk glas gevat en dit aan die een kant met 'n baie dun laagie silwer bedek. Hulle praat in Engels van silvery coating. En dis die spieël wat jy vandag daar in jou huis het. So die spieël wat ek en jy in ons huis het, dit wat ons eintlik so as vanselfsprekend ag, wat so 'n deel is van ons lewe, jy kyk gou in hom voor jy by die deur uitstap. Jy kan nie bestuur sonder ten minste 3 van hulle nie, né? Jy het 3 spieeltjies in jou kar. En dan ons vrouens het nog eene. Daai een waar jy jou lipstiek aansit. Jy kan nie bestuur sonder 'n spieël nie, maar daai spieël wat ons vandag gebruik is eintlik net 190 jaar oud as my wiskunde my nou nie lelik in die steek laat nie. Maar die essensie van die spieël het oor al die jare dieselfde gebly. Of dit nou 'n bak vol water is waarin jy gesoek het na jou gesig en of dit 'n stuk gepoleerde koper was en of dit nou hierdie glas is wat deur hierdie chemiese proses gaan waar daar 'n dun laagie silwer agteraan hom opgesit word. Die essensie van die spieël bly dieselfde en die essensie van die spieël is wat? Om 'n refleksie te gee van dit wat voor hom geplaas word. Om dit te weerspieël wat voor hom staan. Nou God het lank reeds voor die eerste spieëls uitgedink en ontwerp is dit so bestem dat ek en jy eintlik geestelike spieëls van hom moet wees. God leer ons in sy woord dat ons 'n beeld behoort te reflekteer. In 1 Korintiërs 15 vers 49 lees ons hierdie woorde: soos ons die beeld van die stoffelike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. So ek wil vanoggend vir jou sê, jy het dalk een in jou huis en jy het dalk 3 of 4 in jou kar, maar in werklikheid is jy 'n spieël. 'n Spieël wat in die alledaagse die hemelse moet reflekteer. 'n Spieël wat die heerlikheid van God
in 'n gebroke en sondige wêreld moet reflekteer. Nou hierdie week het my sommer net weer onder die indruk gebring van hoe mooi en hoe kosbaar dit is wanneer kinders van die Here daai refleksie begin wys of begin word. By Pen het ek gesien hoe ons jong mense met vreugde en regtig vreugde, ek het vir die ouers van die video's gestuur. Ons het eintlik so gelag. Hulle het gesing en gedans terwyl hulle dit gedoen het. Hoe hulle moue opgerol het en hoe hulle Jesus se hande en voete was vir 'n gemeenskap wat regtig gebukkend gaan onder armoede en wat regtig in die haglikste van omstandighede leef en bly. En by die Abraham Kriel kinderhuis het hulle sonder groot woorde, sommer net vir kinders, ook gewys dat hulle waardevol is. Dat hulle ook God se beeld weerkaats. En dis presies waar ek vandag met jou wil praat, om God se heerlikheid te reflekteer in die alledaagse lewe. En dit bring my uit by ons teksgedeelte, so jy kan jou Bybel vat en is saam met my by 1 Korintiërs 10 en dan lees ons net van vers 23 af. Ekskuus julle. Daar is mense wat sê alles is geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is geoorloof, sê hulle, ja, maar nie alles is opbouend nie. 'n Mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. Alles wat in 'n slaghuis verkoop word, kan jy eet sonder om ter wille van die gewete navraag te doen, want die aarde met alles wat daarop is, behoort aan die Here. As 'n ongelowige julle uitnooi en julle besluit om te gaan, kan julle alles eet wat vir julle voorgesit word, sonder om ter wille van die gewete navraag te doen. Maar, as iemand vir julle sê, die vleis is 'n afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, ter wille van hom wat dit gesê het en ter wille van die gewete. Ek bedoel nie jou eie gewete nie, maar die van die ander man. Waarom? Sou jy vra, waarom moet my vryheid beperk word deur 'n ander man se gewete? As ek iets met danksegging geniet, waarom word daar van my kwaad gepraat oor iets waarvoor ek God dank? Of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie. Maak soos ek. Ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, sodat hulle gered kan word. Ons lees vanoggend net so ver. Nou, ek het sommer gaan dink aan die week wat verby is en die woord wat die Here in my hart gesit het. Onthou ek, ons reformatoriese voorvaders het 'n gesegde of 'n slagspreuk of noem dit wat jy wil gehad. En jy het seker al ergens in jou lewe gehoor, hulle het gesê Soli Deo Gloria. Okay, Soli Deo Gloria beteken aan God alleen die eer, of alleen aan God die eer. Nou, om te verstaan wat hulle hiermee bedoel het, moet jy so 'n bietjie in die geskiedenis gaan sit en moet jy verstaan wat agter dit lê. So Paus Leo die 10de, hy was die paus ten tye van Martin Luther se reformatoriese of reformasieproses. En hy was eintlik net soos die paus wat voor hom was, of sy voorganger, Paus Julius. En elke paus wou net graag gehad het dat hulle in die geskiedenisboeke opgeteken moet word as die grootste en die beste en die ou wat die grootste impak gemaak het. So elkeen wou roemryker gewees het as die een wat hom vooraf gegaan het. So Paus Julius was bekend vir sy enorme militêre veldtogte. Hy het die dierveldtogte van stapel gestuur in die naam van die Here. En dan wanneer hy 'n dorp of 'n gebied in die naam van die Here verower, dan het hy een van sy familielede gevat en hulle as hertogte aangestel.
Hoekom? Want daardeur het hy sy mag groter gemaak. En elke oorlog wat so gevoer was eintlik maar vir politieke gewin, maar dit was befonds uit die kerk se koffers. En toe kom Paus Leo, en hy wil nie afsteek teen sy voorganger nie, en hy besluit, hy gaan hierdie enorme bouprojekte aanpak. En daarom sien ons hierdie absolute, fantastiese Rooms-Katholieke kathedrale, as jy ooit in Europa was. Hy het hierdie bouprojekte befonds deur 'n praktyk wat ons noem aflaatbriewe. Nou, 'n aflaatbrief is 'n brief wat jy basies by die priester gaan koop het, wat jou vryskeld van jou sonde. En die mense was onder die indruk, hulle het dit gedoen, of die kerk het dit gedoen, of hulle het hierdie toegewing gemaak oor hulle besorg was oor die mense, maar in werklikheid was dit 'n manier om geld te maak, om hierdie enorme bouprojekte te befonds. En ek kom vertel ek het vir jou, want dit is 'n interessante stukkie geskiedenis, en ek dink geskiedenis kleer vir ons die Bybel so 'n bietjie in, maar elke paus wou net groter en beter wees as sy voorganger. En dit het lankal nie meer vir hulle gegaan oor God se koninkryk nie, maar oor my eie klein koninkryk, en wat mense van my gaan onthou. Dit was hierdie misbruik van mag, wat uiteindelik vir ouens soos Martin Luther dwars in die krop gesteek het. En vanuit hierdie beweging teen die Rooms-Katholieke kerk, ontstaan hierdie slagspreuk Soli Deo Gloria. Die reformatore, dis nou ons kerkvoorvaders, wou gehad het, mense moet besef, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor jouself nie. Waaroor gaan dit vir ons in die kerk? Dit gaan vir ons oor die eer van God. Nou die woorde van vers 31 wat ons vandag gelees het, is nie van ons vreemde woorde nie. Daar staan, of julle eet, en of julle drink, of wat julle ook al doen alles tot eer van God. Nou wil ek sommer net pause en vanoggend vir jou vra, dink net gou oor daai woorde. Wat beteken dit om alles tot eer van God te doen? Kom ek vra dit so. Jou lewenssituasie lyk uniek. Jou huisopset, jou werkopset, jou vriendekring, jou invloedsfeer. Wat beteken dit vir jou as ek vir jou sê, doen alles tot eer van God? Ons is vinnig om dit te sê, maar ek is bevrees, dit het eintlik geuite kerktaal geword. Ons verstaan nie regtig die implikasie van hierdie woorde vir ons alledaagse lewe nie. Hoe is dit moontlik vir my om deur my alledaagse lewe, deur my elke dag se roetine, deur my huislewe, my werklewe, my sosiale lewe, my kerklewe, hoe is dit moontlik vir my om deur dit alles aan God eer te bring? Ek het gaan sit en stoei met hierdie vraag, en ek het 'n een woord antwoord vir jou vandag. Maar soos 'n goeie dominee kan ek nie net een woord sê nie. So ek gaan die een woord antwoord vir jou gee, en dan gaan ek hom vir jou baie lank uitpak. Ek is so bly julle is opgewonde. Die een woord antwoord op hierdie vraag, hoe is dit moontlik vir my om deur my alledaagse lewe aan God eer te bring? Die een woord antwoord is heiligheid. Nou, heiligheid is 'n konsep waarvanaf ons wegskram, want ons voel dis hierdie groot woord, dis hierdie woord wat hierdie enorme konsep is, wat ons nie regtig in ons brein kan verpak nie. Maar ek wil dit vir jou vandag vereenvoudig. En ek wil vir jou sê, as jy so daaraan dink, dan maak dit vir jou makliker om regtig aan God eer te bring met alles wat jy doen. So Genesis 1 vers 27, daar kry ons al die eerste konsep van heiligheid. Genesis 1 vers 27 sê, jy is geskape na die beeld van God. Wat is God? Die enigste heilige God.
So uit die staanspoor met die skepingsverhaal van die mens, word daarop klem gelê, dat ek en jy gemaak is, om die spieelbeeld te wees, van die heilige God in hierdie wêreld. Maar toe gebeur sonde, en daar kom hierdie skerp skeiding tussen dit wat heilig is en dit wat alledaags is. So die Ou Testament sien ons reg deur die Ou Testament hierdie definitiewe skeiding tussen die sakrale, om nou fancy taal te gebruik, met ander woorde dit wat heilig is, en die profane, dit wat sekulêr is, dit wat in my alledaagse lewe gebeur. En as jy heiligheid wil verstaan, dan moet jy gaan kyk hoe hulle die konsep in die Ou Testament gebruik het en hoe dit gefunksioneer het. Nou in die Ou Testament kry jy hierdie 3 pertinente kategorieë van heiligheid. In die eerste plek kry jy heilige tye. So die volk van God het hierdie feesdae gehad en hulle het een dag 'n week gehad wat afgesonder was as heilig vir God. Die Sabbat was toegewy aan God. Dit was 'n heilige tyd. Die res van die tyd not so much. In die Ou Testament kry ons heilige plekke. Byvoorbeeld die tempel. Die grondgebied waarop die tempel gestaan het, was anders as die res van Israel. Vir die tempelgronde was daar 'n baie spesifieke gedragskode wat jy moes nakom, hoe jy moet optree wanneer jy daar is. Hoekom? Want dit is 'n heilige plek en is toegewy aan God. En dan in die derde plek het hulle heilige persone gehad, so die priesters en die leviete. Hulle het geglo dat die gees van God op 'n baie besonderse wyse hierdie persone afgesonder het en heilig gemaak het vir hulle diens aan God. Die res was nie so heilig nie. Dis die Ou Testament in 'n neutedop. En dan ken ons die wonderlike verhaal van die Nuwe Testament. Toe kom Jesus. Kyk, vir alles wat jy in die Ou Testament lees, wat jou bang maak of op jou senuwees maak, kan jy daai wonderlike frase sê, en toe kom Jesus. En Jesus in Jesus se lewe en sterwe, is daar hierdie baie pertinente, besliste oomblik wat alles verander. En die hele Ou Testamentiese verstaan van heiligheid word getransformeer. Die Bybel vertel vir ons, weet julle wat was daai oomblik? Julle weet dit man, as ek dit nou vir julle sê, gaan nie presies weet waarvan ek praat. Die Bybel vertel vir ons toe Jesus sy laaste asem aan die kruis uitblaas. Toe skeur die voorhangsel middeldeur. En die voorhangsel wat dit wat in die allerheiligste was, geskei het van hierdie sondige wêreld, daai voorhangsel skeur middeldeur. En die oomblik toe hy skeur, toe is daar nie meer skeiding tussen die twee nie. En wat so besonders is van hierdie gebeurtenis, is die wyse waarop die voorhangsel geskeur het. Dit was hierdie enorme, swaar gordyn, en hy het geskeur van bo na onder. Kyk, as jy nou 'n gordyn wil skeur, geloof my, ek het dit al gesien, 'n hond het dit al in my huis gedoen, en Tiani het dit al in iemand anders se huis gedoen. As jy 'n gordyn wil skeur, en jy vat hom en jy trek hom, dan trek jy hom van onder af, hy skeur van onder af. Jy skeur nie 'n gordyn van bo af nie, tensy jy hom bo vat en hom skeur nie. So net die feit dat die voorhangsel van bo tot onder geskeur het, sê dit was 'n daad van God en nie 'n daad van mense nie. Dit was God wat besluit het dat daar nie meer skeiding tussen die allerheiligste en die alledaagse moet wees nie. En na afloop van hierdie gebeurtenis, hierdie voorhangsel wat geskeur het, verander die taal waarmee die Nuwe Testament oor heiligheid spesifiek praat, drasties. Waar daar in die Ou Testament een dag 'n week afgesonder was, wat 'n heilige dag was, sê die Nuwe Testament vir ons, elke dag is nou 'n Sabbat. Waar kry ek dit? Hebreërs 4 vers 7 tot 11, daar staan, God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag.
Daar wag dus nog steeds 'n Sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daai rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en omkom nie. So daarmee bedoel die skrywer, as jy nou daai hele gedeelte gaan lees, hy sê nie, okay, jy moet nou letterlik by die huis gaan sit, elke dag van die week is nou 'n afdag vir jou nie. Hy sê, elke dag van jou lewe, nie net 'n Sondag nie, beweeg jy nou in God se rus. Hoekom? Omdat jou aanvaarding by God nie meer afhang van jou nakoming van die wet nie, maar van Jesus se genadewerk aan die kruis. So as jy die verlossing van Jesus vir jou lewe aanvaar het, is elke dag 'n Sabbatdag, is elke dag 'n heilige dag. Die Ou Testament sê vir ons net sekere plekke is heilig. Paulus kom in 1 Korintiërs 6 vers 19 en hy sê, besef jy nie dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? En wat Paulus hier sê is, elke plek waar jy nou kom is heilig. Hoekom? Want juist daar en in jou is die Heilige Gees. En die Ou Testament sê net sekere persone, soos die priesters, is heilig. Petrus sê vir ons in 1 Petrus 2 vers 9, nee, julle, met ander woorde, elkeen van julle, as ek julle almal nou in die oor kom kyk, dan het ek, elkeen van julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. So Petrus beklemtoon dat elke gelowige nou 'n priester is. Elke gelowige is nou afgesonder en toegerus deur die Heilige Gees om in heilige diens van God te staan. Alright, so wat beteken dit alles? Paulus verduidelik vir ons die betekenis hiervan in 1 Korintiërs 10, vers 23 tot 33. Hy sê, daar's mense wat sê, alles is geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is geoorloof, sê hulle, ja, maar nie alles is opbouend nie. Geoorloof beteken eenvoudig toelaatbaar. Hoor gou hoe klink hierdie vers in die boodskapvertaling. Dit skryf dit dalk net so 'n bietjie meer op 'n verstaanbare manier. Daar staan, as 'n mens byvoorbeeld vleis skryf van afgode, wat aan afgode geoffer is, sou 'n gelowige kon redeneer, ek mag alles doen. Maar dan moet hy die tweede deel van hierdie sin onthou. Nie alles is goed om te doen nie. Maak 'n bietjie meer sin, ja? So gelowige kan redeneer, ek mag alles doen, maar daar's 'n tweede deel aan daai sin wat jy nie moet vergeet nie, en dit is, nie alles is goed om te doen nie. En so wat Paulus by ons by hierdie gedeelte probeer tuisbring, is dat die lewe is ons om te leef. Dis ons geoorloof, dis toelaatbaar. Maar ons as gelowiges is geroep om ons toe te spits op dit wat heilsaam en opbouend is. Met ander woorde, Basileia familie, ons moet ons lewens so inrig, dat ons lewens die heiligheid van God weerspieël. Jesus se versoenoffer aan die kruis het weggedoen met die onderskeid tussen die alledaagse en die heilige. In ons lewe is daar nie meer vir ons hierdie twee kategorieë nie. Omdat Jesus vir my aan die kruis gesterf het, omdat Jesus vir my die voorhangsel geskeur het, omdat Jesus weggedoen het met die skeiding tussen dit wat alledaags is en dit wat heilig is my hele lewe in totaliteit vir God geheilig. Daar bestaan nie meer iets soos 'n heilige dag, of 'n heilige plek, of 'n heilige persoon nie. Omdat Jesus vir my aan die kruis gesterf het, is elke dag 'n heilige dag. So elke dag is 'n geleentheid vir aanbidding. Nie net 'n Sondag nie. Omdat Jesus vir my aan die kruis gesterf het, is elke plek nou heilig, want die Heilige Gees wat in my woon, is saam met my daar. Omdat Jesus vir my aan die kruis gesterf het, is die dominee of die geestelike leier nie meer die enigste persoon
wat by God kan intree nie. Ek het vrye toegang tot my hemelse Vader. En in Christus behoort ek nou aan 'n koninklike priesterdom. En is ek vir God afgesonder en staan ek in God se diens. Net soos die dominee en die geestelike leier. Omdat Jesus alles van my gereinig het, is my hele lewe nou vir God geheilig. Dit beteken my werk is vir God geheilig. Ek weet nie wat doen jy van beroep nie, en ek weet nie tussen wat 'n soort mense jy jou elke dag bevind nie. En wat is die taalgebruik, en wat is die denkwyse, waarmee jy elke dag moet stoei nie. Maar jou werk is vir God geheilig. Jou geld is vir God geheilig. Jou gesin is vir God geheilig. Jou vriendskappe, jou sosiale kring is vir God geheilig. Jou selfoon is vir God geheilig. Ek het so net hierdie waarheid hierdie week weer in jong harte gesien. Vir baie van hulle was dit die eerste keer wat hulle ontdek het, jy hoef nie 'n kansel of 'n kerkgebou te hê om God te kan dien nie. Hulle weet nie altyd hoe of waar nie, maar ons het vir hulle probeer wys, die geleenthede is daar, openlik voor jou. Jy kan God dien net daar waar jou voete nou is. Of dit nou 'n kerksaal in die middestad van Pretoria is, en of dit nou op 'n stoep is, op 'n staaltafel waar jy besig is om broodjies te smeer vir ander, dit is ook heilige grond. Want as die Gees in jou is, dan word selfs die stinkste, besigste, lawaaierigste straathoek 'n plek van aanbidding. 'n plek van diensbaarheid. 'n plek waar ek 'n spieelbeeld vir God, van God, vir mense kan wees. So daar bestaan nie meer heilige plekke en gewone plekke nie. Elke plek waar jy staan, ek sê weer, daar waar jou voete is 'n plek waar jy God kan eer. In vers 26 sê Paulus, hy beklemtoon hierdie beginsel, hy sê, want die aarde met alles wat daarop is, behoort aan die Here. Hoe verander dit jou uitkyk op die alledaagse lewe as jy hoor dat alles vir die Here geheilig is? Paulus gebruik 'n praktiese voorbeeld hier, nou daar sit 'n bietjie meer agter hierdie teks, wat ek nie vanoggend heeltemal vir jou kan uitpak nie, maar hy gebruik 'n praktiese voorbeeld uit sy leefwêreld uit, in vers 27 en 28, hy sê, as 'n ongelowige jou uitnooi, en jy besluit jy gaan daar eet, dan kan jy alles eet wat vir jou voorgesit word, jy mag. Maar veronderstel iemand wat daar is, sê vir jou, hoor hierso, daai vleis is aan 'n afgod geoffer. Sê Paulus, moet dit dan nie eet nie. Nie omdat jy in afgode glo nie, maar terwille van bedagsaamheid teenoor die een wat dit vir jou vertel het, en terwille van hulle gewete. Hoe baie keer sal ons iets doen, as ons sê, maar dit pla my nie. Paulus sê, dis nie die vraag nie, die vraag is, pla dit die ou langs jou. Wat se indruk skep het van God vir die ou langs jou? So as ek dit wat Paulus hier sê, bietjie moet afbreek in 'n makliker verteerbare of verstaanbare vorm, sal dit soos volg. Paulus sê, as 'n optrede van jou by iemand anders 'n slegte indruk van God skep, moet dit dan nie doen nie, sodat ander die heiligheid van God in jou lewe kan sien en God daardeur verheerlik kan word. Ek wil net lees, dis wat ek die week gesien het met hoe ons belydensklas met mense omgegaan het wat in moeilike omstandighede leef. Hulle het gekies om ander se behoeftes bo hulle eie gemak te stel. Weet jy hoe moeilik is dit vir 'n tiener? Want 'n tiener is op daai stadium wat hulle eintlik hyper gefokus is op hulle self. Hyper ingestel op hoe ons haartjies lyk en hoe ons kleertjies lyk. En hoe iets my laat voel, en as dit my 'n bietjie ongemaklik laat voel, dan staan ek 'n tree terug, ek
wil nie ongemaklik, is mos super selfbewus op daai ouderdom. Julle kan net nie onthou nie man, want is te ver terug vir ons almal. Ek het nogals hierdie week ook gedink, dit is eintlik ver, lank gelede vir my. Maar elke keer as ek verby daai girls geloop en ek was sê, moenie worry nie, en ek sien ek hulle kyk hulle so in hulle selfwinkies vir hulle self. En ek het 'n paar goed geleer van hare hierdie week wat ek nooit eers geweet het nie, maar dan check hulle hierdie wat noem hulle dit? Edges, dan check hulle edges. Weet jy wat dit is? Nou jy sien julle. Dan check hulle edges hier in hulle selfoon se kamera en sê vir hulle, jy's nog net so mooi soos wat jy vanoggend was. Jy moet hulle herinner daaraan. Maar ek het gesien hoe hulle kies om ander se behoeftes bo hulle eie gemak te stel. Dit was regtig Soli Deo Gloria in aksie. Wanneer 'n tienermeisie 'n 3-jarige dogtertjie op haar skoot tel en haar 'n broodjie met die hand voer en daai kleintjie so aan haar vasklou. Want is die bietjie liefde wat sy hierdie week, persoonlike liefde wat sy hierdie week ervaar. Wanneer sy haar selfoon neersit en nie meer na edges en haar hare en haar voorkoms kyk nie, maar wanneer daai kindjie op haar skoot vir haar belangriker word as haar eie voorkoms. Ek het dit gesien toe die tienerseuns wat net so baie meer selfbewus oor hulle voorkoms is as die girls. Ek het so gelag, elke keer as ek van hulle foto's neem, het die girls net gestaan. Hulle het dit gelaat aanvaar. Maar as ek van die seun se foto wou neem, was daar elke keer een wat gesê het, hoe lyk my hare? Maar wanneer 'n tienerseun wat eintlik net so selfbewus is oor homself, sing en dans en love dance moves doen en die kinders so 'n bietjie betrek en die kinders opgewonde maak sonder om te worry oor hoe hy lyk en oor wie kyk. Dis die evangelie in beweging. Dis Soli Deo Gloria. Dis alleen aan God die eer. Dis wanneer dit gaan oor God se koninkryk en nie my eie koninkryk nie. En wanneer ons so leef, dan word ons diensbaarheid 'n vorm van aanbidding. Wat is die woord? Liefdadigheid. So moet ek iets sê oor liefdadigheid. Weet julle wat is die instansie in Suid-Afrika wat die meeste doen vir liefdadigheid? Weet julle? Die National Lottery, die nasionale lotery. Hulle doen die meeste vir liefdadigheid. Hulle skenk enorme somme geld aan maatskaplike instansies en aan kinderhuise en wat have you. En nou wil ek dit sê, om liefdadigheid te doen, maak nie van jou 'n Christelike instansie nie. Maak nie van jou 'n goeie Christen nie. Dis alleen wanneer daai liefdadigheid 'n vorm van aanbidding word. Dis alleen wanneer daai liefdadigheid 'n spieelbeeld van God vir mense word. Wat dit Christelik is en 'n Christelike hart het. So om onsself te roem op liefdadigheid te tel nie. Dit gaan oor wat wys jy vir mense wanneer jy daai liefdadigheid doen. Sien hulle iets van God? Sien hulle iets van God se heerlikheid? Sien hulle iets van Jesus se liefde en genade? Dis wat tel. Nie die hoeveelheid rand wat jy gee nie, maar die diensbaarheid wat daarmee saamgaan. Plain en simpel, jy is vir mense 'n refleksie van God. Jy skep by mense 'n indruk van God. Van die begin van die jaar af is dit iets wat ek regtig, nie net vir ons belydensklas nie, maar by ons tieners probeer in hulle koppe kry. Jy skep by mense 'n indruk van God. Jy verheerlik God met jou optrede. Jy is die spieelbeeld wat ander van God sien. Daar's so 'n gesegde wat sê, wees versigtig
jy is dalk die enigste Bybel wat iemand vandag lees. Nou, maak nou van dit wat jy wil. Kom basies hierop neer. Jy is vir mense 'n refleksie van God. En op Soli Deo Gloria te leef, om die spieelbeeld van God se heiligheid aan die wêreld te openbaar, om God alleen die eer te gee in alles wat ek doen, moet ek myself elke dag in alles wat ek doen voor hierdie eenvoudige vraag stel: wat sien mense van God wanneer hulle na my kyk? Ek het ook in die spieël gekyk vanoggend. My hare wou nie plat nie, want dis reën weer, ek het krul hare. Maar ek kan nou hier voor staan en worry oor my voorkoms. Of ek kan hier staan en worry oor, wat sien julle van God wanneer julle na my kyk? Wat dink mense van God wanneer hulle klaar met my te doen gehad het? Jy kan gaan eet by vriende wanneer hulle jou nooi. Jy kan 'n glasie wat ook al drink. Jy kan deelneem aan die feestelikhede, maar vra jouself af, wat se indruk van God kry mense wanneer hulle na my optrede kyk? As ons vir mekaar sê dat alle tyd nou deur die Here geheilig is, dan moet ek myself ook vra, hoe rig ek my tyd in? Bring die manier waarop ek my tyd spandeer eer aan die Here. Nou is min tieners in die kerk vandag, maar ek sien tog van die belydennisklas hier vandag. Kom ek gebruik 'n woord wat julle verstaan, doom scrolling. As ek vir 'n uur lank sit en doom scroll, dis nou wanneer hulle so deur hulle shorts gaan, of deur hulle reels gaan op Instagram of TikTok. As ek vir 'n uur lank dit doen, wat kon ek anders met daai tyd gedoen het, om eer aan die Here te bring? As ons vir mekaar sê, dat ons liggame nou 'n tempel van die Here is, dan dink ek moet ons onsself ook vra, hoe pas ek hierdie tempel op? God bly hier binne. Die Gees van God. Bring die manier waarop ek my liggaam hanteer, dit wat ek in my liggaam sit, hoe ek my liggaam gesond hou, bring dit aan God eer of nie? Ek dink nie ons besef die grootsheid van die implikasie as ons sê dat letterlik alles wat ons doen aan die Here eer kan bring nie. Dit sluit in die humor en die grappe wat ons vertel. Dit sluit in die manier waarop ons kinders grootmaak, die werksetiek wat ons handhaaf, die taal wat ek gebruik wanneer ek uitdrukking gee aan my emosies, die manier waarop ek konflik hanteer, die manier waarop ek reageer wanneer iemand nie optree soos wat ek wou gehad het hulle moet optree nie, soos wanneer die taxi voor jou inry. Die manier waarop ek vergewe en vryspreek, die geld wat ek het en hoe ek dit spandeer, kan aan die Here eer bring of nie. As jy vandag huis toe gaan, ek weet so min van ons loop deesdae met kontant rond. Ons swipe. As ek in die winkel kom en ek moet betaal, dan sê Theo nie, ek wil tap. Okay, so ons swipe en ons tap en ons doen alles, as dit nie meer kontant by ons nie. Maar gaan krap 'n bietjie ergens in jou huis rond vir 'n R1. Gaan kyk 'n bietjie wat staan onder op jou R1 geskrywe. Wie van julle kan vir my sê? Kan ek julle maar sê? Soli Deo Gloria. Staan op jou R1. Alleen aan God die eer. Gebruik jy elke rand tot jou beskikking, Soli Deo Gloria? Alleen tot die eer van God? Die groot komponis Johann Sebastian Bach, as julle nou van klassieke musiek hou, het gesê dat alle musiek geen ander einddoel moet hê as om God te verheerlik nie. Dit laat veel te wense oor aan van die goed wat ek vandag op die radio hoor. Maar onderaan elkeen van sy meesterlike komposisies het hy geskryf SDG. Soli Deo Gloria. Aan God alleen die eer. Met ander woorde, selfs die musiek wat jy luister,
of wat jy kies om te luister, is tot eer van die Here of nie. Right, kom ons vra vir mekaar, wat is die implikasie van dit wat ons vandag vir mekaar sê, dit wat ons hier so lees en wat Paulus hier by ons probeer tuisbring. Die woorde van Paulus, waarmee ons in die boodskap begin het, of die woorde van 1 Korintiërs 10 vers 31, wat sê, of julle eet, en of julle drink, of wat julle ook al doen alles tot eer van God. Sê vir my vandag, Basileou familie, ek kan nie my lewe fragmenteer nie. My lewe by die werk en my Christenskap is nie van mekaar geskei nie. My huwelik en my Christenskap is nie van mekaar geskei nie. My gesinslewe, my naweekaktiwiteite, my selfoon en my Christenskap is nie van mekaar geskei nie. Fragmentasie lei tot disintegrasie. Ek kan nie net sekere dele van my lewe aan die Here wy en ander dele van my lewe van God isoleer nie. Die voorhangsel het geskeur. Dit beteken die heiligheid van God infiltreer nou elke aspek van my lewe. Ek kan nie sekere dele heilig hou soos om op 'n Sondag kerk toe te kom en ander dele ontheilig deur sonde nie. Ons jong mense het hierdie week ontdek wat dit beteken om regtig al die stukkies vir God te gee. Hulle tyd, hulle energie, hulle emosies, hulle selfoonbatterye. Ek het so gelag, ek het 'n foto geneem. Hulle het nie krag in hulle tente gehad nie. Daar waar Pieter die kos gemaak het, daar elke oggend 10 selfone gelê in charge. Maar hulle het tot hulle selfoonbattery, party van hulle het opgegee want daai arme multiplug kon dit net nie handle nie. Dit was vir daai multiplug te veel selfoon. Hulle het later opgegee met hulle batterye. Hulle het hulle selfone en hulle gemak opgeoffer. Maar saam met hulle ervaar dat wanneer jy jouself vir God se eer gee, hy deur jou werk vir sy heerlikheid. En jy 'n impak maak in ander mense se lewe. Nie sodat hulle kan onthou, sjoe, daai oulike kindertjies met die rooi hempies was vandag hier en hulle het 'n verskil gemaak nie. Nee, sodat hulle besef, maar God gee nog om oor ons. God is nog by ons betrokke. God is nog lief vir ons, al bly ek hier op 'n straathoek, of al is ek hier al vir 10 jaar in die kinderhuis. Ek wil afsluit net met 'n kort storie. Dominee Nati Stander, hy was by Witrifuur gemeente, ek is nie seker waar hy nou is nie. Hy het eendag die storie vertel van sy seentjie Christian met 'n speelgoedvliegtuigie. En so seentjies nou maar is dit 'n bietjie rof gespeel, die vlekkies het afgebreek. En toe hardloop hy, soos Tiani met alles na frik toe hardloop, moenie worry nie, pappa sal hom regmaak. My ma se worshond eet nou die dag haar dammie op, moenie worry nie, pappa sal dit regmaak. Sy glo pappa kan enige iets doen. Enige kind glo dit mos, en hy hardloop, Christian hardloop na Nati toe met die vliegtuig en die 2 afgebreekte vlekkies. En hy sê, papa, sal jy dit regmaak asseblief? En Nati sê, dis reg. En hy vat die vliegtuigie, die lyfie van die vliegtuigie, en hy wil nog die vlerke vat, en toe hardloop Christian buitentoe met die vlerke te gaan speel. En Nati roep agter hom aan, hy sê, hey, waarheen gaan jy met daai vlerke? En Christian sê vir hom, maar ek wil nog met die vlerke speel, terwyl papa die vliegtuigie regmaak. En hy sê, onthou, skree hy toe na agterna, maar as jy wil hê ek moet die vliegtuigie regmaak, moet jy al die stukke vir my gee. En dit was vir my so mooi toe hy dit vertel het. Hy sê, so baie keer bid ons, Here, ek gee my lewe vir U, maar dan gee ek alles behalwe dit wat op my rekenaar is. Vir die Here. Of ons sê, Here, alles in my lewe behoort aan U, maar ek weier om daai wrok wat ek koester vir die Here oor te gee. Ons wil God verheerlik, maar ons is nog nie bereid om al ons stukke vir hom te gee nie. Ek wil vandag vir jou sê, die Here wil nie net God wees oor sekere fragmente van jou lewe nie. Die Here wil verheerlik word deur elke aspek van jou lewe. Of jy eet en drink, of jy slaap en of jy wakker is, of jy musiek luister, of jy tyd saam jou gesin spandeer, of jy by vriende kuier, of jy kerk toe gaan, wat ook al jy doen.
wil God hê moet jy Soli Deo Gloria doen. Tot eer van God alleen. Soli, as my Latyns nou reg is. Alleen. Tot God se eer. Want my lewe is vir God en deur God tot God deur die bloed van Jesus geheilig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woorde van Paulus en 'n kragtige vermaaning vanoggend. Dankie dat ons by Paulus sommer net die omvang en die diepte van hierdie frase Soli Deo Gloria kan leer. Ons dink aan die kruis, Here Jesus, en dan dink ons aan die voorhangsel wat geskeur het, en dan wil ons eintlik hier uit ons stoele uit opspring en U loof en prys vanmôre. Ons wil U verheerlik vir daai wonderlike wete dat die profane, die alledaagse en die sakrale, die heilige, nie meer van mekaar geskei is nie. Maar dat U heiligheid, U heilige teenwoordigheid deurgesyfer het tot in die eenvoudigste alledaagse oefening. Dankie vir die wete dat elke aspek van ons lewe nou aan God gewy is en heilig gemaak is, sodat God deur elke aspek van my lewe verheerlik kan word. En daarom het ek nie vanoggend nodig om 'n dominee te wees of in een of ander vorm van kerkposisie te wees nie, maar dat ek na my werk toe kan gaan en daar ook Soli Deo Gloria kan leef. Dat ek na my huis toe kan gaan en dieselfde daar kan gaan doen. Dat ek nou wanneer ek in Spar inloop of Checkers inloop en ek het daar met die kassier te doen, dat ek dit ook Soli Deo Gloria kan doen. Here, leer ons vanmôre ten diepste om heeltyd met daai vraag in ons agterkop te loop. Wat wys my lewe vir mense oor God? Is ek 'n spieelbeeld van God verander? Ek wil nie net 'n stukkie van my lewe aan U toevertrou nie, Here. Ek wil daai mens wees wat U in elke aspek van my lewe verheerlik. In elke aspek van my lewe aan U die eer bring. Of ek nou musiek luister of in my kar ry, of ek net staan en gesels in 'n kringetjie, of ek besig is om my werk te doen. Laat U lof en heerlikheid, laat die eer wat U alleen toekom vanuit elke aksie, van elke dingetjie in my lewe weer klink. Leer ons, Here, om in alles in ons lewe U eer en heerlikheid te soek. Ons wil opnuut vanmôre sommer net ons lewens aan U toewy, Here. Nie net sekere dele daarvan. Ons verklaar dat ons lewe in totaliteit aan U behoort. Ons vra vergifnis vir daai dele wat ons geïsoleer probeer hou. Daar waar ons dalk in sonde verval het en dit vir ons te lekker of te gemaklik geraak het en waar ons huiwerig is om veranderinge te maak. Ons vra vergifnis daarvoor, Heilige Gees. Gee sommer net vir ons elkeen vandag 'n vergrootglas in die Gees, sodat ons ons eie lewe onder daai vergrootglas kan plaas en regtig kan sien wat is daai dele wat U nie verheerlik nie. Wat is daai dele wat ek ook vir U moet gee vandag? En Here, maak vandag vir ons Soli Deo Gloria nie net 'n mindset nie, maar 'n leefstyl. Iets wat ek met elke tree doen. Ek wil U verheerlik daar waar my voete nou is. Daar waar U my nou gesit het. Ons eer U, Here, ons is so lief vir U. Dankie vir U liefde en U genade.
wat ons nie verdien nie. Ons bid dit wat ons gebid het, en ons vra dit in die naam van Jesus, die Seun van die enigste, almagtige God. Amen.